Elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Ja, dit was so goed. Goed, nou, die rede hoekom ons nou nie meer sing vanaand nie, is omdat ek eintlik vanaand bietjie met julle deur die Bybel wil stap op 'n baie belangrike onderwerp en ons het tyd nodig. So ek weet nie hoe voel julle, is julle vars? Voel julle reg vir so iets? Nee, dat, jy gaan 'n bietjie moet lees, 'n bietjie moet konsentreer, baie moet inneem, maar die doel van die hele ding is nie om jou in te lig nie. Die doel van die hele, van vanaand se praatjie is dat ons die heerlikheid van Jesus kan sien. Dis wat ons wil sien, nog meer sien, daar's nog veel meer. Hoeveel kere jy dit al gesien het in jou lewe, en hoe lank jy ook al met Jesus stap, prys die Here vir dit, maar daar's nog baie meer om van Jesus te leer. En dis wat ons wil leer, so vanaand gaan ons kyk na 'n interessante onderwerp, dit is na aanleiding van 'n paar briewe wat ek gekry het. Dit gaan oor wie is Jahweh. So ek het 'n paar briewe gekry van mense wat sê die feit dat ons sê Jesus is alles is nie korrek nie. Dis nie waar nie, hy was net 'n mens. Hy was die Messias, maar hy's net 'n mens, hy's nie God nie, en so aan en so aan en so aan. Sal nie glo hoe baie mense glo dit nie. En hoe meer hulle praat, hoe sterker en dieper gaan my geloof om te sê, maar is duidelik dat jy hom nie ken nie. Ek ken hom. Ek weet wie is hy. So ons wil gaan kyk vandaan daarna. So party van julle maak notaatjies, dis ook goed, want dan kan jy terugverwys. Ons het gelukkig die video daar agter wat ook kosbaar is, want dan kan 'n mens weer daarna gaan luister. Want ek het my boek kry. Maar daar's hierdie kosbare ontdekking. Ek praat vandag met Elizabeth Jordan. Net so 'n bietjie van 'n heads up. Elizabeth Jordan sy was wel daai hele lewe lank 'n sendeling, jare met OM, jare met Jericho mure, en sy het ook al 'n IFJJ bygewoon, 'n merkwaardige vrou. Behalwe nou die feit dat sy toe sy jonk was ook 'n Land Rover gery het. Maar behalwe nou vir dit, merkwaardige vrou. En ek het haar gevra, sy is in ons omtes volgende week, so ek het haar gevra om met ons te kom gesels volgende maandag. Haar afspraak waarna ek verskriklik uitsien. Hoor, so ek wil jou aanraai, dit is nou regtig iets om op jou dagboek te sit vir volgende week, maar Elizabeth vertel my vandag 'n interessante ding. Sy sê, sy het die IFJJ bygewoon en sy mag dalk daarvan praat volgende maandag. As hy doen, moet julle net maak of julle dit die eerste keer hoor. Alright? Maar sy sê sy die IFJJ gedoen en toe het sy daar gesit en toe het sy gewonder oor 'n sekere goedjies. En toe het sy net geweet, sy weet hom nie. En toe doen sy Bybelstudie, sy gaan lees toe nou meer en dieper en verder, en toe kom sy op hierdie onsaglike ontdekking af, dat Jesus, die Jahweh van die Ou Testament, is Jesus in die Nuwe Testament. En hoe sy vertel hoe dit haar hele teologie verander. Nou, ons wil vanaand na dit gaan kyk. Nou, as dit vir jou, as jy dalk nou nie weet, of dalk vir die eerste keer die woord Jahweh hoor, dit word ook op ander maniere uitgespreek, party mense praat van Jehovah, of Jehovah, daar's hy liedjie, John was in the spirit on the Lord's nee, dis nie hy nie, wat sê ene, jy hoor hom baie in Afrika, as hulle sing van Jehovah, dis dieselfde persoon, die naam word so 'n bietjie anders uitgespreek, maar ek gaan nou net so vir 'n paar minute net vir jou agtergrond gee oor Jahweh uit die Bybel uit, die naam Jahweh, en hoe pas dit in met God, en hoekom word God Jahweh genoem, en wat beteken dit, en dan gaan kyk ons na Jesus in die Nuwe Testament, en die profesie wat vervul word. So, hier is nou 'n bietjie huiswerk, sê julle reg vir dit, so 'n bietjie agtergrond, ek gaan nou moet lees.
So vergewe my, ek het nou nie my lense in nie, so ek mag dalk van hierdie woorde verkeerd lees. So ek gaan regtig probeer, wag. Goed, die naam Jahwe is die persoonlike verbondsnaam van God in die Ou Testament. Dis die naam waarmee die ware lewende God homself van Israel bekendstel. Is nie 'n titel nie, maar dis sy eie naam, die geheime naam ook. En die naam Jahwe word deur die Jode so heilig geag, dat wanneer dit voorkom in hulle geskrifte, lees hulle nie die naam nie. Dit is te heilig om te lees. Baie min mense, omdat die Hebreëse taal uit konsonante bestaan, nee, en die vokale dikwels afwesig is, en die sprekers sien net die konsonante en hulle vul self die vokale in, het die naam nooit uitgespreek is vir eeue nie, is dit selfs vandag onbekend presies hoe spreek jy hierdie naam uit. So wanneer hulle die naam vir God in Hebreëus is El of Elohim, nee, wat die meervoud is, of Adonai, dan as hulle lees, as Jahwe in die teks voorkom, dis so heilig, dat hulle waag dit nie om dit te lees nie, dan lees hulle eerder 'n ander naam van God in die plek van die naam wat daar staan. Nou die betekenis van die naam, wanneer God hom aan Moses openbaar by die brandende bos, sê hy vir Moses, sal nou ook weer daarna kyk, Eksodus 3, ek is wat ek is. So moet jy vir die Israeliete sê, ek is, het jou na hulle gestuur. Wie het my gestuur, sê vir hulle, ek is, het jou na hulle gestuur. Dit is my naam vir ewig, en so sal ek aangeroep word van geslag tot geslag. Jahwe beteken dus, hy is, die een wat self bestaan, wat nie verander nie, wat altyd is, wat hy is. Met ander woorde, hy bestaan uit homself, hy is getrou, en hy doen wat hy sê. Hy is die groot ek is. The great I am, Jahwe. Nou die Ou Testament is Jahwe die enigste ware God. Nie een onder vele gode nie, maar die een God wat hemel en aarde gemaak het. Ek is Jahwe en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Dit staan in Jesaja 45 vers 5. Ons sien nou in die Ou Testament, as ons nou gaan kyk na waar oral kom Jahwe voor en hoe word dit beskrywe, dan sien ons, hy is skepper, Genesis 2, toe Jahwe die aarde en die hemel gemaak het, Genesis, is die naam wat gebruik word. Net vir interessantheid, as jy 'n ou Bybel het, 'n ou Afrikaanse vertaling, oral in die Ou Testament waar die woord Here voorkom, en dit kom in hoofletters voor. So partykeer is Here gewoonlik gespel, 'n hoofletter H-E-R-E, maar baie kere sien jy hom as hoofletter H, klein hooflettertjie E-R-E. Het julle dit? Ek weet nie of die nuwe vertaling dit ook so doen nie. Doen hy dit ook so? Goed. So oral waar die hoofletters kom, Here in hoofletters, is dit die Hebreëse naam Jahwe. So dit maak vir jou dan maklik om te tel, hoeveel kere kom Jahwe in 'n hoofstuk voor, die naam van God. Hy word beskryf as die onderhouer, Psalm 104, hy stuur die gees uit, hulle word geskape, praat van Jahwe. Hy is die wetgewer, die 10 gebooie begin met die woorde, ek is Jahwe, jou God. Dis hoe Moses die wet ook ontvang. Verlosser van Israel, Eksodus 6, ek is Jahwe, ek sal julle uitlei uit Egipte. Die verbondsgod, Eksodus 34 vers 6, Jahwe, Jahwe, barmhartig en genadig. Van die skrifte om te sien, maar wat beteken dit? Wat is die eienskappe van God Jahwe? Jahwe roep Abraham, hy maak 'n verbond met hom, met sy nageslag en openbaar homself aan Israel. Ek sal vir julle God wees en julle sal vir my volk wees, dis Levitikus 26. Hy is dis nie 'n ver af God nie, maar 'n persoonlike God van verhouding, trou en liefde, want hy sweer trou aan Abraham en sê ek is by jou, ek sal by jou wees en met jou wees en jou neem waar jy moet wees. Sy naam is gekoppel aan sy getrouheid, hy bly getrou aan sy verbond en liefde tot 1000 geslagte, staan het geskryf in Deuteronomium 7. Nou, wat Jahwe se karakter betref in die Ou Testament, as jy na skrifte gaan kyk, dan sien jy, God beskryf hom so aan Moses, hy sê, Jahwe, Jahwe, of soos in ons Bybels, Here, Here.
Nee, Here, Here, barmhartig en genadig, lankmoedig, vol liefde en trou, wat liefde bewys aan duisende, wat ongeregtigheid en sonde vergewe, maar beslis nie onskuldig is, onskuldig verklaar nie. Staan in Exodus 34. Hierdie vers is die hart van God se karakter in die Ou Testament, vol genade, maar ook vol geregtigheid. Jahwe is die enigste God. Ja, hier is 'n baie bekende gedeelte, word ook in Hebreëus die Shema genoem, of die Shema, dink ek. Israel het tussen nasies gebly wat baie gode aanbid het, maar Jahwe sê, luister Israel, Jahwe onze God, Jahwe is een. Deuteronomium 6. Die Shema was die kern van die Joodse geloof, daar is net een Jahwe, en hy alleen moet aanbid word, daar is geen God buite hom nie. Jy moet net 'n bietjie stadiger, ons volg jou glad nie, jy's te vinnig. Is ek te vinnig? Jy's gans te vinnig. Asseblief. Goed, maar ek, dis net die inleiding. O, jy wil my volg? Ok. So jy moet net, as jy weer, dan moet jy waai, dat ek jou kan sien. Dit is Pippa wat praat, nee. Goed, ja, hier is net 'n oorsiggie. Nee, maar ons volg jou, jy praat so vinnig. Goed, wil jy ek moet 'n bietjie teruggaan? Nee, jy kan net stadiger. Net stadiger. Right. Goed, hy is die enigste God, geen God of gode buite hom nie. Reg? Jahwe en sy teenwoordigheid. Jahwe was persoonlik teenwoordig onder sy volk. So baie belangrike ding, en daar's 'n paar maniere wel as klomp. Ek het nou wat 3 so voorbeelde, die wolkolom, die vuurkolom. Exodus 13 skryf dit aan Jahwe toe, die teenwoordigheid van God in hulle midde. In die tabernakel, Exodus 40, die heerlikheid van Jahwe het die tabernakel gevul. Later in die tempel in Jerusalem, in 1 Konings 8, sê jy presies dieselfde. Die heerlikheid van Jahwe vul die tempel. Nou, dan is daar nog iets interessant oor Jahwe. Dit is nou net 'n oorsig, né? Papa, jy is nog met my. Goed. Jahwe en sy engel. Jahwe en sy engel. Dis 'n snaakse ding om te sê. Soms verskyn die engel van Jahwe, of soos in ons Bybels, die engel van die Here. Ook genoem op 'n stadium, ek dink as 1 of so plekke, of 2 dalk, die engel van die verbond. Maar die engel van Jahwe in die Ou Testament, maar hierdie engel praat asof hy self Jahwe is. Gee jou voorbeeld. Exodus 3, die engel van Jahwe verskyn in die brandende bos aan Moses, en dan sê hy, ek is die God van jou vaders. Rigters 13, een wat ek nogals geniet, as jy het nog gaan lees, Rigters 13 is die toneel met Samson se ouers, waar die engel van Jahwe verskyn aan Samson se ouers, en hulle kom skielik agter dat dit nie bloot 'n engel is nie, en sê hierdie woorde, ons het God gesien. En toe is Samson se pa baie bang dat hy doodgaan, en toe sê Samson se ma vir hom, toe maar, as ons sou sterf, was ons al dood. Ja. Goed, nou hierdie figure word later verstaan as 'n vooraf openbaring van die Seun, of Jesus, soos ons hom leer ken het, deur sy vleeswording. Jahwe wat homself sigbaar maak. Nou, as jy 'n student van die Ou Testament is en jy lees van Jahwe, God wat hom openbaar in Israel, die verbondsgod, die ewige God, die jaloerse God, die heilige God, die regverdige God, die teenwoordige God. Dan verstaan jy ook die kultuur onder die Jode, dat hulle verstaan dat God is heilig, en jy sê nie eers sy naam nie. Hoekom Israel, maar dis nou altyd die snaakse ding, so in die sinagoges of in hulle vergaderings, as hulle lees Jahwe, sê hulle eerder Elohim of Adonai, maar hulle sê nie Jahwe nie, hulle waag dit nie, omdat hy so heilig is, maar in hulle lewenswyse rebelleer hulle elke liewe dag teen Jahwe.
wat altyd vir jou so snaaks is. Maar as hy dan so heilig is, dat jy nie eers sy naam wil sê nie, hoekom buig jy nie jou hart voor hom nie? Nee, dis 'n groot rooi vraagteken wat so hang. Maar in die kultuur verstaan jy dat die openbaring van God is 'n geweldige saak en dat dit heilig is en dat dit niemand by hom is nie. Nou wat julle nie weet nie, nee, maar ons gaan dit nou lees, is een van die belangrikste redes hoekom hulle Jesus wou doodmaak was omdat hy homself gelykstel met Jahwe. En toe hy dit doen, ons gaan nou vir julle die versie lees, toe tel hulle onmiddellik klippe op. Want enige iemand wat dit sou waag, word semier tereggestel. Hulle die klippe opgetel, maar nooit gekom by die gooi nie. Weet julle hoekom nie? Ag, julle vertel nou hoekom. Ja, ek sê, loop julle 'n bietjie vooruit nou. Ek sê, want hy is Jahwe en hy besluit wanneer is dit tyd. En dit was nie tyd nie. Hy sê vir Pilatus, jy kan nie my lewe vat nie. Jy kan nie my lewe vat en sy dit aan jou gegee is nie. Nou, dit was net die voorloper, reg Philly? Alright. Ek moet jou mooi monitor. Ek sien net 'n pink figuur daar agter sit. Nou, Jesaja, nou kom lees nou saam met my. So ons het so 7 skrifte wat ek graag saam met jou wil lees. Lees saam met my. Ons begin by Jesaja 45. So ons gaan nou, ek gaan 'n stuk lees in die Ou Testament, dan gaan ek vir julle die vervulling wys in die Nuwe Testament, nee, en dan gaan ons weer terug Ou Testament toe, Nuwe Testament tot ons klaar is. So kyk Jesaja 45. Ekskuus pappa, terwyl ek en jy nou so 'n dialoog het, is daar iets wat jy wil hê ek moet herhaal? Dit was so vinnig. O, goed. 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 Goed, Jesaja 45. Nou in Jesaja 45, ek het gaan tel, is daar 16 meldings van Jahwe in hierdie hoofstuk. Jesaja 45. So, dat jy sal goed doen as jy begin by vers 1 en jy lees tot die laaste vers van daai een hoofstuk, om te leer en te sien op 'n nuwe vars manier wie is God. Want sy verbondsnaam word gebruik in hierdie hoofstuk en die gedeelte wat ek onder jou aandag wil bring is vers 22 en 23. So ek dink ek lees uit die ou vertaling hier en dit gaan so klink in die ou vertaling, Jesaja 45 vers 22 en 23, wend julle tot my, nou dis Jahwe wat hier praat, nee? Hy sê vir Israel, wend julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Hoor jy nou wat ek die inleiding, nee? Daar is net een God, dis Jahwe. Goed? Ek sweer by myself, geregtigheid, met ander woorde, die frase, ek sweer by myself, beteken, daar is geen hoër autoriteit as ek nie. Want die gebruik is om te sweer by 'n hoër autoriteit as jy, om te sê dat jou woord is iets werd, en jy bind jou aan 'n autoriteit wat dit kan bevestig. God sê, daar is geen hoër autoriteit as hy nie, ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my sien julle waar daar staan? Elke knie sal neerbuig, by my, elke tong sal sweer. Die woorde van Jahwe. Weet jy waar kom dit in die Nuwe Testament voor? Ek lees vir jou. Filippense 2. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, die wat op die aarde, die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is.
tot heerlikheid van God die Vader. Nou, 300 jaar voor Christus gebore is, het 70 of 72 Jode by mekaar gekom, die 70 is na hulle verwys, en hulle het die Hebreëse Bybel in Grieks vertaal, wat die voertaal van die dag was. Hierdie Bybel staan bekend as die Septuagint, die geskrif van die 70. En in die Septuagint word die woord Yahweh, wat Hebreëus is, vertaal met die Griekse woord Kurios, wat vertaal word in Afrikaans as Here. En oral in die Ou Testament, waar Yahweh sê, ek is Yahweh, staan daar in die Griekse Bybel, ego eimi Kurios. Ek en net ek is die Here. Nou, in Filippense 2 sê Paulus, wat 'n student van die Ou Testament is, 'n professor in Ou Testament, 'n blou bloed Jood, opgelei in Jerusalem, en hy vat hierdie gedeelte uit, wat het ons gelees, Jesaja 45, en maak dit direk van toepassing op niemand anders nie as Jesus self, en sê, dat elke tong sal bely, dat hy Here is, dat hy Yahweh is. Dis 'n geweldige ding om te skryf. Die eer wat in Jesaja aan Yahweh alleen behoort, word nou aan Jesus gegee. Paulus doen dit doelbewus, hy sê dat Jesus deel het aan Yahweh se identiteit. Tweede gedeelte is Joël. Kyk gou in jou Bybel of jy vir Joël kan opspoor. Joël hoofstuk 2. Nou in Joël hoofstuk 2 word die woord Yahweh selfs meer gebruik as in Jesaja 45. Ons het 18 meldings van die woord Yahweh in daai een hoofstuk, Joël hoofstuk 2. So jy sal ook baie goed doen as jy stadig en rustig by jou huis Joël 2 gaan lees, om te sien wie is Yahweh. Nou vers 32 is die een wat ons gelees van daai hoofstuk, waar die woord Yahweh 3 keer voorkom, in die een versie, en dit klink so, en elkeen wat die naam van Yahweh aanroep, sal gered word, want op die berg Sion in Jerusalem, sal daar ontkoming wees, soos Yahweh gesê het, en onder die vrygeraakte is die, wat Yahweh sal aanroep. Paulus skryf aan die Romeine, en haal uit Joël 2 aan, as hy die volgende woorde skryf, en hoor of jy dit kan herken, sê jy vir my, dis in Romeine, wat 'n hoofstuk, jy kan raai, dalk weet jy al klaar, is jy iemand wat klaar weet waar dit sal voorkom? Ja, nee, nou raai julle nie. Hoor gou die woorde. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here tog, is Here van almal, en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hy haal direk uit Joël 2 aan. Romeine 10, vers 12 tot 15. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is? Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Is baie duidelik dat Paulus praat van Jesus. En hy gebruik die woorde van Joël 2, wat Yahweh aan homself toeskryf, as hy sê, elkeen wat die naam van Yahweh aanroep, sal gered word, en maak dit direk van toepassing op Jesus. 'n derde skrifgedeelte. Daarin was Joël, ons gaan terug na Jesaja toe, Jesaja 40. Nou hierdie een is dalk makliker om te raai vir baie van julle. Jesaja 40, daar's 10 meldings van die woord Yahweh in hierdie hoofstuk. Hierdie hoofstuk gaan oor Yahweh, Jesaja 40, die versie waarna ons wil kyk, is vers 3, en jy sal nou amper dink jy lees in die Nuwe Testament. Kyk wat staan in Jesaja 40, vers 3. 'n stem van een wat roep.
Berei in die woestyn die weg van Jahwe. So as jy Ou Testament, Ou vertaling Bybel het, sal jy sien, daar staan, berei die weg van die Here, maar dis hoofletters Here. Sien julle dit? Reg. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Nou 2 keer in die Nuwe Testament word verwys na hierdie skrifgedeelte. Die een is Markus 1 vers 3 en die ander een is Johannes 1 vers 23. Ek lees vir jou Markus 1. Markus 1 vers 2 en 3. Soos geskrywe is in die profete. Kyk, ek stuur, soos geskrywe is in die profete. Wat 'n profete? Jesaja, ons het dit nou net gelees. Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u pad voor u uit sal regmaak. Voor u wie? Voor u Jahwe. Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Van wie word hier gepraat? Wie is die een wat roep? Johannes die doper, ja. Johannes die doper, en Johannes die doper se bediening was uitsluitlik die voorbereiding vir die bediening en koms van Jesus. En hy is die een wat die stem in die woestyn is, hy maak reg in die pad van Jahwe. Ons gaan na Psalm toe, Psalm 102. 102. In hierdie Psalm word daar 9 keer verwys na Jahwe. Baie duidelik waaroor die Psalm gaan. David gebruik die verbondsnaam van God as hy skrywe. In Psalm 2 vers 26 staan die volgende. In die voortyd het u die aarde gegrondves en die hemele is die werk van u hande. Praat van Jahwe. Hulle sal vergaan, hulle, die mense, maar u, Jahwe, sal bly. Ja, hulle almal soos 'n kleed versluit. U verwissel hulle soos 'n kledingstuk en hulle verdwyn, maar u bly dieselfde en u jare het geen einde nie. Nou in die Nuwe Testament skryf 'n man aan Joodse gelowiges wat dreig om Jesus te verraai, Jesus te verloon vir 'n makliker lewe, want hulle word vervolg omdat hulle in Jesus glo. En hy skryf 'n brief aan hulle om hulle te bemoedig om dit nie te doen nie. Daardie brief staan in ons Bybels bekend as Hebreërs. En in Hebreërs 1 vers 7 tot 12 gebruik die skrywer van Hebreërs Psalm 102 om Jesus te beskryf. En hy skryf die volgende. En van die engele, nou praat hy van God wat, ekskuus, dat ek net die agtergrond vir jou mooi gee. Hy gee vir die Jode die prentjie deur, dat Jesus is nie net bloot 'n Christus nie. Hy is nie net bloot 'n gesalfde vir 'n bepaalde taak en bloot 'n boodskapper nie. Hy is ver groter as al die boodskappers wat nog ooit was. Hy is groter as Moses, hy is groter as die wet, hy is groter as die tempel, hy is groter as die engele. So ons kry die bekende groter as argumente in Hebreërs, om vir hulle te wys dat Jesus is nie bloot net iemand wat jy een kant toe rangeer nie. Weet jy, wie is dit? So nou, dit is die agtergrond. So nou sê hy, en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme, maar van die seun, u troon, o God. 1 vers 7. Hebreërs 1 vers 7, ek lees tot vers 12. Die Vader sê vir die Seun, nou, ekskuus, ek moes vir julle gesê het, maar ek wil nie vanaand op dit ingaan, ons kan op 'n ander deel, maar die woord Jahwe word gebruik vir die Vader, vir die Seun en vir die Heilige Gees. Vir al drie in die Bybel, en ek wil dit vir jou wys dat jy dit self sien, sê dit nie uit my duim nie. Maar ons kyk vanaand spesifiek na Jesus. So die skrywer skrywe, maar van die Seun, dis nou vers 8, het die Vader gesê, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is regverdige scepter.
U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehad, daarom het, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metsgeselle. En u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Hy haal nou uit Psalm 102 uit aan. Hulle sal vergaan, maar u bly, en hulle sal almal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word, maar u is dieselfde, en u jare het geen einde nie. En die skrywer van Hebreërs skryf nou oor Jesus, uit Psalm 102. Nou, kom ons gaan terug na nog 'n hoofstuk in Jesaja. Ek spring nou as prins so 'n bietjie rond so, dit hou julle fiks. Jesaja 8, soos volgende hoofstuk, as 9 meldings van die woord Jahwe in Jesaja 8, en ons gaan kyk na, weer eens, jy kan die hele hoofstuk lees, begin by vers 1, lees deur tot die einde, maar ek gaan net 13 en 14 uithaal, gaan lees jy rustig by die huis die res. In Jesaja 8 vers 13 staan hierdie woorde, Jahwe van die leerskare. In jou Bybel staan dit, die Here van die leerskare. Hom moet julle heilig, en laat hy julle vrees, en hy julle verskrikking wees. Dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees. Vir my so 'n kosbare versie hierdie, is dat Jahwe is die regverdiges se heiligdom. Hoor net gou hier. Hy sal vir julle 'n heiligdom wees. Ons het nie ander heiligdomme nie. God is ons heiligdom. Ons vereer nie geboue nie. Ons vereer nie mense op daai manier nie. Ons vereer God. Daar's net een wat waardig is. Hy is ons heiligdom. Dit is vir my so 'n kosbare vers. Kan ons dit deurtrek na die feit dat as jy gehoorsaam is, dan maak ons by jou woning. Ja, wat 'n geweldige vers, nee, Johannes 14. As julle my liefhet, sal julle doen wat ek sê, en ek sal julle lief hê, en die Vader sal jou lief hê, en ons sal by jou woning maak. Dis 'n geweldige vers om te gebruik. Die groot ding is, nee, ou wil nie eintlik nou Johannes lees nie, want dan gaan jy lees tot ou nag toe, want Johannes is so vol van hierdie openbaring. Ek lees verder, ekskuus, ek het dit daar gestop, hy sal jou heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp, dis nou Jahwe, en 'n rots waar 'n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel, 'n vangnet en 'n struik vir die inwoners van Jerusalem. Nou, jy kan so dink, jy weet dan dink, hier is 'n briljante gedeelte, om uiteindelik hier oor praat 'n bietjie. Maar hoor wat skryf Petrus aan die gelowiges. Hy skryf in 1 Petrus 2, skryf hy hierdie woorde, vers 7, vir julle dan wat glo, praat oor Jesus, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, en hier kom Jesaja 8, die steen wat die bouers verwerp het, 'n hoeksteen geword, 'n steen van aanstoot, en 'n rots van struikeling, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Praat van Jesus. Die woorde van Jahwe in Jesaja 8, sê Petrus, is Jesus. Tweede laaste skriffie is Exodus 3. Exodus 3, ons gaan lees Exodus 3, en dan sal jy nie glo as ek vir jou sê nie, ons gaan eindig met Psalm 23. Maar Exodus 3, tweede laaste een, Exodus 3 vers 14, in hierdie hoofstuk is daar 6 meldings van Jahwe, en dit is waar Jahwe homself openbaar en bekendstel, en met Moses praat, in Exodus 3 vers 14, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Nou Johannes 8, en dis die oomblik waar die Jode die klippe optel.
Nou hierdie is deel van die Shema ook, nee, ek is. Die geheime naam van God. Ek het nou so hele ruk terug, toe kyk ek, hulle het 'n fliek gemaak oor Moses. Het julle die fliek gesien? Moses something something. En toe staan nou die toneel, maar dit is nou fliek man, verstaan, die ouens moet nou 'n bietjie verbeelding en so gebruik, maar nou sal hierdie een toneel van Moses, nou daai 40 jaar in die woestyn is, nou brandende bos en alles daai, nou kom hy in Egipte, nou hier's die Jode, hulle werk nog steeds as slawe, vir die 40 jaar wat hy bokke oppas aan die woestyn, werk hulle as slawe, en nou kom hy en sê vir hulle, God het my gestuur, en hulle vra vir hom, watter God? En hy sê, die enigste God, en hulle vra vir hom, wat is sy naam? En daar is 'n ou tannie wat daar op die bed lê, want jy mag nie sy naam weet nie, dis 'n geheim, maar net die ou mense hulle ken, dis die heilige naam, the revered name, en hy moet vir haar gaan sê, wat is God se naam, want sy sal hom kan uitroep as 'n imposter of nie, want as hy regtig die naam van God ken, dan beteken dit God het hom regtig en hom openbaar, dis nou in die fliek nou, hoor, ek lees nou nie die Bybel nie, ek sê nie in die fliek, en hy gaan toe na die tannie toe, en hy buk so af, en hy praat so na oor, sy lê daar so, sy lyk baie afgetree, en nou fluister hy hier en na oor, fluister hy, jy kan nie hoor wat hy fluister nie, maar enige iemand wat so bietjie van die Ou Testament weet presies wat fluister hy. Hy fluister die heilige naam van God. En wat is die heilige naam? Dis Yahweh. En wat beteken dit? Ek is wie ek is. En hy sê dit so na oor, en toe kry daai tannie dan 'n soort lewe. Nee, as jy nou daai fliek man, hy tannie sy raak skoon apostolies daar. Jettekie en sy, en net daar sê hulle, toe weet hulle, okay, hierdie ou is legit. Nee? Dit is 'n baie kosbare toneel, nee, want dit is presies hoe dit kon gebeur het. Want hoe moet hierdie ouens verifieer, want enige Jan Rapp met sy maat kom en sê, ek ken God. Maar hier's die oomblik, nee, wat ons nou gelees het in Exodus 3, gaan sê vir die kinders van Israel, ek het my na julle gestuur. Nou, in Johannes 8, is daar 'n onderonsie tussen Jesus en die Jode oor Abraham, en Jesus sê vir die Jode, dat Abraham het uitgesien om sy dag te sien, om my dag te sien, en hy het dit gesien, en het hom verbly, hy praat van Abraham. Die Jode sê vir Jesus, jy is nog nie eers 50 jaar oud nie, en jy het vir Abraham gesien, ek bedoel, bogkind, jy is 30, 31, hoe oud is jy? Wie dink jy is jy? Hulle sê ook vir hom, wie dink jy is jy? Jy moet gaan lees daar. En toe sê Jesus, hierdie verstommende sin. Nou ek wil hier dit saam mee lees. Johannes 8 vers 58. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle. Sien julle wat daar staan? Voor Abraham was ek. Ja. Voor Abraham is ek. Toe hy dit vir hierdie klomp Jode sê, toe weet hulle presies waarvan praat hy. Sien jy die volgende versie? Toe tel hulle klippe op. Want hulle weet presies wat Jesus insinueer. Hy het homself met Yahweh gelyk gestel. Laaste skrifgedeelte. Weet julle wat, ek praat onwaar. Skus, daar's nog 2 na hierdie een. Psalm 23. Enige iemand, gee gou vir my die begin van Psalm 23. Dan? Okay. In Psalm 23 kom die naam Yahweh 2 keer voor. 1 keer heel in die begin, en die tweede keer heel in die einde. Die Here, Yahweh is my herder. Ek sal niks ontbreek nie. Nou, in Johannes 10,
In Johannes 10, met dit, hierdie bekende psalm, waar Dawid Jahwe se lof besing en sy volle vertroue in Jahwe het as sy herder, met die volle wete daarvan en in die lig daarvan, sê Jesus hierdie woorde, en in Grieks word dit opgeskryf op 'n manier wat jy net nie kan wonder, is dit dalk net per ongeluk of net so nie. Dit word op so 'n manier beskrywe, jy gaan nie in jou Afrikaanse Bybel dit sien nie, maar ek gaan dit nou vir jou wys, maar dit word so 'n manier in die Grieks geskrywe, dat jy net besef, daar was geen ander bedoeling in Jesus se woorde as hierdie nie. So in Johannes 10, vers 11, sê Jesus, in jou Bybel staan daar, ek is die goeie herder. Reg? Ek is die goeie herder. In die Griekse teks staan daar die twee woorde wat julle my al baie hoor sê het. Ego, eimi. Ek gaan dit net gou weer verduidelik, vir die van julle wat nie weet nie. As jy in Grieks wil sê ek is, sê nou maar ek wil sê ek is Pippa se man, dan sê ek eimi. Pippa se man, eimi, beteken ek is. Maar as ek vir julle wil sê, dat Pippa is nie 'n veelwywer nie, sy het net een man. In die hele wêreld is daar net een man wat haar man is, dan gebruik ek die woordjie ego, waar ons die woord ego vandaan kry, wat ek beteken. So dan sê ek ego, eimi, wat beteken ek is. Dis 'n baie spesifieke gebruik van hierdie woorde. As ek kan net gesê het, Amy, Pippa se man, dit beteken ek is Pippa se man, einde van die storie, almal verstaan dit. Maar as ek vir hierdie gehoor sê, go Amy, Pippa se man, dan beteken dit, ek sê vir julle, ek en net ek is Pippa se man. Dit is ontsaglik eksklusief. En dan aan die 7 uitsprake van Jesus waar hy sê, ek is die deur, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, ek is die brood van die lewe, en dan nou, ek is die herder, gebruik hy hierdie woorde. Ek en net ek is die goeie herder. Nou, vir die Jode wat het hoor, is baie duidelik, hulle ken Dawid se herder. Hulle weet dat Jahwe die herder is. Vir Jesus om te sê, ek en net ek is die goeie herder, is unmistakably 'n heenwysing. Jesaja, nou is dit die voorlaaste versie, jammer, Jesaja 53, en daarna Sagaria, en daarmee sluit ons af. Jesaja 53, vers 10 tot 11. In Jesaja 53 is daar 8 meldings van die woord Jahwe in die teks, en ons gaan kyk na vers 10 en 11, maar ek moet nou vir julle sê, as ek nou na die hoofstukke gaan kyk, is daar 'n klomp ander verse in die hoofstuk wat ek ook kon uithaal, met heenwyse of weet so. Maar ek gebruik hierdie as 'n voorbeeld, jy kan dit rustig gaan lees die hele hoofstuk. Jesaja 43 vers 10, staan hierdie woorde, julle is my getuies, spreek Jahwe, en my knegg wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Ek is die Here. Ek is Jahwe. Ego eimi. En daar is geen heiland buiten my nie. Die woord heiland, ou Afrikaans, beteken wat? Verlosser. Die liedjie ou gesang, nee, ek kan hoor my heiland roep my. Handelinge 4 vers 2 gebruik Lukas Jesaja 43 as hy hierdie volgende skrywe. Dit is Petrus en Johannes wat preek teenoor die skrif, die skare en die skrifgeleerdes na die krepelman genees is. En hulle haal uit Jesaja 43 aan, Handelinge 4 vers 12, en sê, die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Hy haal Jesaja 43 aan, en sê, net Jahwe is die heiland. Jesus sê, Petrus sê, dit is Jesus. En dan die laaste gedeelte, is Sagaria 12. Sagaria
So ons kom nou so na die laaste gedeelte van die Ou Testament vir Sagaria 12 vers 10. Daar 7 meldings van die woord Jahwe in Sagaria 12. En vers 10 in die ou vertaling klink so: maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek, Jahwe wat hier praat, uitgiet die gees van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rouklag soos 'n mens rouklag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. Johannes skryf in Johannes 19 oor Jesus se kruisiging en haal uit Sagaria 12 uit aan as hy die volgende woorde skrywe. En weer sê 'n ander skrif: hulle sal sien in wie hulle gesteek het of wie hulle deurboor het. En hierdie gedeelte wat oor Jahwe gaan in Sagaria 12 sê Johannes is niemand anders nie as Jesus wat daar aan die kruis hang. En dat hulle oor hom rou sal bedrywe. Nou, om in Jesus te glo, kom ons sê dit vir mekaar. Om in Jesus te glo, beteken nie jy glo dat hy bloot die boodskapper van God is nie. Om in Jesus te glo beteken nie dat jy glo bloot, hy was nou die offer, hy was bloot die offer tussen God en mense nie. Hy was bloot die spesiale gestuurde van God nie. Of soos een ou nou vir my skrywe, hy was nie God nie, hy was die goddelike seun van die mens. Dan dink ek, wat? Ek verstaan nie eers wat jy sê nie. Ek glo enige iets anderste behalwe dat Jesus Jahwe is. Wat homself aan Abraham, Isak en Jakob en Moses en Israelse patriarge en die rigters en die profete reg deur die Ou Testament openbaar het as die enigste God en nou aan ons bekend gemaak het. Daarom begin Hebreërs met hierdie woorde, nadat God op baie kere en op baie maniere met ons gepraat het deur die profete, het hy die laaste dae met ons gespreek deur die Seun. Die beeld van die onsienlike God, God self. Om in Jesus te glo, beteken nie bloot ek glo dat hy my huwelik sal red nie. Of ek glo dat hy vir my 'n werk sal gee nie. Of ek glo dat hy my sal genees as ek siek is nie. Want hy kan dit blykbaar doen. Dis nie geloof nie. Om in Jesus te glo, beteken ek glo dat hy is wie hy sê hy is. En die bewys dat ek glo, dat ek dit glo, is dat ek my lewe voor hom neer lê vir wie hy is. Wie is hy? Die God wat die heelal gemaak het. Jy kan dit sien. Dis hoekom die lewe van 'n regverdige mens is so maklik om te eien. Dis nie aan sy reëls van moraliteite nie. Dis nie sy wette en reeltjies en goetertjies en checkboxies en die manier hoe hy sy sidies dra en sy klere en so nie. Dis nie hoe jy dit sien nie. Hoe sien jy? Dis iemand wat sy hart buig onder die gesag van God, deur sy lewe voor Jesus neer te lê. En jy kan dit sien in sy lewe. Dis nie filosofies nie, dit is nie, dit is nie denkbeeldig nie, dit is verskriklik prakties. En die manier hoe ek met my huisgemense omgaan, die manier hoe ek die mense hanteer in my lewe, wat ek doen met my geld, wat ek maak met my lewe, wat ek maak met my gedagtes. Jy kan sien, hierdie persoon is onder die gesag
van Jesus as die Here. Dis hoe jy dit sien. Jy hoef nie die argument te wen nie. Iemand kom vra vir jou 'n klomp moeilike vrae en alleenlik as jy die debat wen, dan is jy 'n Christen. Dis nie waar nie. Jy kan elke liewe debat verloor. Verloor hulle almal. Buig jou hart. Hierdie week wat verby is, het ons so in ons familie so 'n kosbare gesprek gehad, waar ons teenoor mekaar kan sit, en seker een van die diepste vrae kan vra, wat mense vir mekaar kan vra, en dis die volgende. Is jy bereid om jou lewe voor Jesus te buig, al doen jou vrou dit nie? Of jou man dit nie? Want alleenlik die mense wat weet wie hy is, sê sonder meer ja. Die mense wat nie weet wie hy is nie, sê nee, ek wil eers sien dat hy ook. Of wat ook al jy sê, jy het altyd voorwaardekies. Maar mense wat weet wie hy is, wat sy heerlikheid sien en sy krag verstaan, sê net sonder meer natuurlik. Is jy bereid om jou lewe neer te lê, al kos dit jou lewe? Nou vir my en jou is dit 'n hipotetiese vraag. Vir 30 gelowiges verlede week in Mosambiek was dit die realiteit van hulle lewens. 30 gelowiges, waar ek en Pippa was, nou so 2 jaar terug, is onthoof, omdat hulle Christene is. Hulle die keuse. Jy buig jou lewe voor Jesus en verloor jou kop. Of jy behou jou lewe. Weet jy wie Jesus is? Hy is reg deur die hele Bybel. Sy heerlikheid en krag word openbaar en hy kom na my en jou toe en sê, as jy met jou hart glo dat ek uit die dode opgestaan het, bedoelende dat ek is wie ek sê ek is, en met jou mond bely dat ek die Here is, sal jy gered word, want by my en my alleen is daar heil. Daar is geen ander plek nie. Nou, ek wil volgende, na Elisabeth, as die Here wil, dan het ek in my hart gevoel, ek wil met julle praat oor die woorde, wat Jesus gesê het, maar elkeen wat een van hierdie kindertjies, wat in my glo laat struikel, dis beter dat 'n meelsteen om sy nek vasgemaak word, en hy in die diepsee gegooi word. Jesus se woorde, en dat daar mense is wat in 'n absolute vertroue en geloof voor Jesus staan, en dan in hulle lewe te doen het met slinkse magte en kragte en argumente en planne en mense wat hulle voordoen as herders terwyl hulle wolwe is, om hulle geloof in Jesus skade te berokken. Dat hulle enigiets anders glo en enigiets anders sê as dat Jesus is wie hy sê hy is. Jesus se woorde vir daardie mense, en miskien is daar een van hulle wat nou kyk, en ek hoop eintlik so, omdat Jesus se woorde vir daardie mense is, kom ek vir jou ietsie vertel. Dis beter dat jy selfmoord pleeg. Want die oordeel van God op jou lewe sal onuithoudbaar wees. Dit is 'n geweldige ding om te hoor en te sê. Nou, as jy by die huis is, en jy lees die Ou Testament, en jy lees in jou ou Afrikaans, of as die nuwe vertaling dit ook het, maar ek dink die 2020, hulle doen dit nie meer nie, dit is baie van die Engelse vertalings wat dit nie meer doen nie, wat die Here so in hoofletters sit. Maar as jy nou van 'n ou Bybel sê, waar jy nou kan sien in Afrikaans, dis nou die Hebreëse Jahwe, dan sê jy vir jouself, jy gaan nou iets leer van wie Jesus is. Die een wat geen begin het nie, en geen einde nie. Daarom kies Johannes om te begin met die woorde, want aan die begin was die woord by God, en die woord was God. Alle dinge is deur hom geskape, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. In hom is daar lewe, en die lewe is die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ons het sy heerlikheid gesien,
'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Niemand het nog ooit God gesien nie, maar hy wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Dis kosbaar. Dis die Here wat jy aanbid. Kom ons bid saam. Die Here Jesus, U wat ons so 'n ryk erfenis gee, U wat die gordyn skeer, U wat nie net die offer is nie, maar ook die hoëpriester. U wat nie net die offer en die hoëpriester is nie, maar ook die weg. U wat nie net die offer en die hoëpriester en die weg is nie, maar ook die een wat op die troon sit, agter die gordyn. U is die een wat ons neem tot in die allerheiligste, waar ons bevoorreg kan wees om saam met al die gelowiges oor die eeue heen die woorde van die engele te hoor as hulle uitroep: Heilig, heilig, heilig is die Here God. En ons U kan aanbid. Nou in hierdie liggame, hierdie gebroke liggame, en in ons harte, in 'n gebroke lewe. Maar binnekort, wanneer dit ook al mag wees, die voorreg mag hê om in persoon voor die troon te kan staan. En deel te kan hê in hierdie aanbidding en heerlikheid. Wat 'n oomblik. U is voorwaar ons heiligdom. Ons aanbid U. Ons loof U, Here. Dankie Vader, dat U vir Jesus gestuur het. Dankie Jesus, dat U gekom het. Heilige Gees, leer ons meer van hierdie lieflike naam. In Jesus se naam. Amen. Elke knie sal buig.